Ek lees nou wel net een vers uit Korintiërs, maar eintlik is die hele agtergrond die eerste en die tweede brief van Korintiërs. Dis 'n unieke plek, die Korinte. Dis eintlik 'n verskriklike de mekaar plek in 'n sekere sin. Want nou kan jy dink, uit die Jode uit kom Paulus, in Korinte bestaan oorwegend uit die Grieke, maar dit is 'n handelsstad, daar's mense van oral oor, as gevolg van skepe en handelsroetes. Dit was ook die bymekaar kom plek van idees, van gedachteswissel, van argumente, van stry. En dan bedoel ek dit letterlik en figuurlik, as ek sê van gedagtes en stry. Want dit was ook die plek waar al die filosowe bymekaar gekom het. Nou ek wil jou vra om jou net vir 'n oombliekie in te dink, in 'n groot arena, en daar is 'n klomp mense bymekaar, en elkeen wat daar sit, het 'n mening wat hy of sy glo die absolute regte een is. Nou as ek dit vir jou bietjie moet vertaal in vandag se taal, dan sê ek vir jou, dink nou byvoorbeeld daaraan, daar word een vergadering in Filippolis bymekaar geroep in die stadsaal. En die volgende moet teenwoordig wees: die boerevereniging, die skoolbeheerraad, die stadsraad, die kerkraad. Daardie 4 groepe kom nou bymekaar en nou moet hulle saam 'n agenda opstel vir die dag. En dan moet hulle saam besluite neem oor alles. Nou jy kan dink die kerkraad wil hom graag hou by die kerkraadsake, en die boerevereniging met dit wat die landbou bedreig of beskerm, en die skool oor wat te doen het met onderwysers en leerders. Dit voel half asof daar nou 'n klomp mense bymekaar is wat nie dieselfde belange het nie, maar tog moet hulle vandag saam die agenda opstel en saam besluit. Jy kan jou dink dit gaan 'n rukkie vat om daardie vergadering op koers te kry. En dis hoe Korinte lyk. So is idees 'n harde en 'n werklike realiteit wat jy nêrens anders so aktief en so besig kry as in Korinte nie. En natuurlik as dit filosofie is, as ons dit nou in vandag se taal kan sê, dan is dit kerksake, dis geloofsake. Dis nie net filosofie nie. Die menings is sterk. En as jy gaan kyk na alles wat Jesus gesê het in die 4 evangelies, dan kom jy nou in navolging, kry jy nou vir Paulus, en Paulus leef in 'n ander omgewing waar hy hierdie briewe skrywe, en hy moet vrae antwoord dat mense nooit direk vir Jesus gevra het nie, net omdat daar so 'n menigte klomp idees bymekaar kom. En nou gee Paulus, hy raak 'n klomp praktiese sake aan wat ons nooit eers aan gedink het nie. En hy antwoord dit, of hy probeer dit beantwoord vir die gelowiges. Maar daar's 'n interessante draadjie wat jy dwars deur 1 en 2 Korintiërs kry. Dis die ritme tussen lewe en dood. Tussen geloof wat klein begin en groot moet word in 'n baie komplekse wêreld. En soos wat jou geloof groei, oor tyd verloor die liggaam sy vermoë om daarmee te kompeteer. Ons raak swakker, maar ons geloof raak sterker. As jy nou dink aan Paulus wat op 'n stadium sê, my liggaam is 'n kruik wat breekbaar is. Hoe ouer ek word, hoe meer die krake. Maar die voordeel daarvan is die kruik wat heel is, hou die lig binne. En soos wat daai kruik bars, sypel die lig na buite. Ons begin later minder afhanklik raak van ons liggaam
en terselfdertyd raak die lig te veel. Ons het vrede gemaak met die dinge wat ons nie meer kan doen nie, maar ons is opgewonde tevrede oor die dinge wat ons kan dink, voel, beleef, ervaar, sê, met mekaar deel. 'n Nuwe vryheid as ware wat deel word van ons lewe. Net 'n paar opmerkingies daarvan oor wat Paulus sê as jy dit nou so gaan lees deur 1 en 2 Korintiërs. Hy sê, ek sterf elke dag. Nou Paulus het dit om meer as een rede gesê, want hy het swaar gekry aan lyding, hoe hulle hom gestraf het. Hy sê, ek sterf elke dag aan myself. En daarmee het hy bedoel, Christus word al meer lewend in hom, maar ook dat sy liggaam al hoe swakker word. En dan skryf hy ook, waarop dit neerkom, geloof oorweldig uiteindelik my liggaamskrag. Ons is maar daai kleipotte wat so maklik breek. En dan sê hy op 'n stadium, met my hand het ek 'n brose greep op die wêreld. En dan sê hy ook, op 'n manier loop ons uiteindelik af op ons eie kruisiging. Jy kan dit anders ook stel, op my eie sterfte. Maar dan eindig net mooi niks by die sterfte nie. In der waarheid, daar's 'n nuwe begin. Die opstanding in die lewe by God. En dan vra hy ook in Korintiërs, ek gaan hierdie vers lees uit 1 Korintiërs 15 uit, maar heel wat later, vers 55, vra Paulus dan ook vir ons, en ons gaan dit by die graf ook hoor, dood, waar is jou angel? Dis wat oorwin is. Die dood het nie meer 'n angel nie. So geloof los baie probleme op, maar geloof in dieselfde tyd skep baie probleme. So dis nie net so maklik kom en gaan nie. Dan kom ek lees vir julle hier 2 Korintiërs 11, net daardie paar verse dat julle 'n gevoel kan kry hoe moeilik was dit op 'n stadium vir Paulus. 2 Korintiërs 11 vers 24. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gely en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis in gevaar. Riviere, rowers, volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors. Dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling, bedekking teen die koue. Behalwe vir dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. En dan sê hy ook uiteindelik, as ek swak is ek sterk. Maar terug by daai arena, terug by die stadsaal waar al hierdie menings bymekaar sit. En wat was van die groot goed wat die gemeente in Korintiërs geplaai het? Die lewe na die dood. So Paulus se lyntjie loop so goue draad deur die verhaal. Maar alles eindig tog by die graf, het die Griekse filosowe gesê. Van die Joodse groeperinge het ook nie in die lewe na die dood geglo nie. En dan was daar Jode wat geglo het in die opstanding na die dode. En onthou vir hulle op daardie stadium is Jesus 'n nuweling in hulle geloofslewe. Want alles van die geloof het gebeur in Israel. En nou sit ons in Korintiërs in Griekeland en almal praat en twis. Hulle probeer as ware vir Jesus toevoeg tot hulle lewe en Paulus sê vir hulle moenie dit doen nie. Christus is die fondasie waarop jy die ander dinge kan toevoeg in jou lewe. En so redeneer hulle, leef ek nie maar net vir hierdie lewe nie. En dan kom Paulus en hy gee vir ons 1 Korintiërs 15. En ek lees vir ons vers 19. As ons net vir hierdie lewe
ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Die twee grootste geloofsvrae wat mense seker oor alle eeue gevra het, is oor die opstanding van Jesus en die lewe na die dood. Want dis die twee goed in ons lewe wat ons nie kan klinkklaar sê, hier is dit. Ek vertel dit nie as 'n storie nie, ek vertel dit as 'n feit. Want ons kan die res van die goed baie maklik glo, want ons verstaan 'n materiële wêreld, waarin jy kan vat en wat jy kan sien. Maar hoe praat jy oor die opstanding van Jesus en die ewige lewe na die dood, in 'n gemeenskap wat materialisties ingestel is? En jy dink aan oom Jack en tannie Rosaan se belydenis van geloof, ons eie belydenis van geloof, ons eie getuienis in die wêreld, en so lyk ons deesdae, ons samelewing, maar baie soos die gemeente van Korintiërs, dis 'n die mekaar mengelmoes van idees en strominge. En dan kom daar vir my een van die wonderlikste feite uit die fisika uit. En toe ek dit die dag in fisika leer, ek het nie fisika as 'n vak gehad nie, ek is 'n leek asseblief, maar ek is so lief vir die onderwerp van wetenskap en geloof. Skrywer die fisikus, ek het dit geweet, maar ek het dit nooit besef wat is die implikasie vir my as 'n gelowige nie. Jy kan energie nie vernietig nie. Jy kan ook nie energie skep nie. Jy kan hoogstens energie se vorm verander. Nou die skynhard onderwysers in die gehoor of die wat lief is vir die wetenskap of ietsie daarvan weet, kan sin maak hiervan. Dit is belangrik. Jy kan energie nie skep nie. Jy kan iets hervorm sodat dit vir jou energie gee. En wat sê dit anders as dat God skep lewe? Ons kan nie. Ja, ons het al tegnologie, maar die kern is 'n goddelike ingryping. En dan die tweede troos uit die wetenskap. Jy kan energie nie vernietig nie. Jy verander sy vorm, soos wat tannie Rosaan se vorm verander, bly sy voortbestaan. En dit geld vir elkeen van ons. Bære maar al die wetenskapsargumente en maak enorm groot vrede dat die dood is nie die einde nie. Dis wetenskaplik onmoontlik. Jy sien, as ons dit snap, en jy kan die voorafgaande verse in Korintiërs 15 gaan lees, dan som Paulus eintlik die hele evangelie op. Hy verwys na wat Jesus gesê en gedoen het terwyl hy gelewe het. Dan verwys hy na Jesus se sterfte. Dan verwys hy na al die getuienisse wat gelewer is wat hom na die dood gesien het in 'n opgestaande liggaam. En dan sê hy, uiteindelik geld dieselfde beginsel vir ons. So getuig die Bybel dit, en so kan die wetenskap ook bevestig. Dis waar. En waar laat dit ons? Met die grootste bron van troos. Bykans 89 jaar later, wat tannie Rosaan te sterwe kom, is sy toe nie vernietig nie. En so sal ook nie ons vernietig kan word nie. Maak dus vol jou lewe met die sin wat Christus vir jou gee. Maak dit dus vol met die leringe wat Jesus vir ons geleer het. En vind vreugde in die opstanding van die dood. Want daarsonder sê Paulus, is daar fout. Ek wil afsluit met ek wil nie sê langerige verhaal nie, maar dit gaan oor 'n professor, 'n Griek,
professor Alexandros Papaderos. En sy verhaal gaan terug na die oorlog, die Eerste Wêreldoorlog. Daar was 'n verskriklike insident in Kreta, 'n eiland so naby aan Griekeland. Ekskuus, dis die Tweede Wêreldoorlog. En daardie gemeenskap het 'n afgryse gehad in dit wat die nasies op daardie stadium reg oor die wêreld gedoen het. Maar hulle op Kreta was afgesonder van die res van die wêreld. En op 'n dag verskyn daar 'n vliegtuig van die nasies uit die lug. En hy kom maak 'n landing in Kreta. Soldate spring uit. En die mense op Kreta was glad nie geraad vir hierdie oorlogsinval nie. In die geskiedenisboeke staan dit aangeteken hoe dat mense letterlik en figuurlik met skere, messe uit die kombuis, enigiets wat hulle uit die kombuis kon kry of uit hulle werkskamer uit, daarmee het hulle die soldate probeer beveg. En uiteindelik het dit soveel woede by die nazi-soldate wakker gemaak, dat hulle elke eilandbewoner letterlik en figuurlik daardie dag doodgeskiet het. Die grootste massagraf wat jy jouself kan indink. En vir daardie klomp liggame wat in 'n massagraf begrawe is daar so een kruis opgerig. En professor Papaderos, hy het groot geword in Griekeland, buitekant Athene, kleinerige dorpie. Daar was nie baie te doen, veel te doen in die tyd van die oorlog nie. Niemand was ingestel om nou skielik kinders te stimuleer, want dis nou 'n lewe van oorlewing. En op 'n dag het hy as 'n seentjie buitekant gespeel, weggedwaal van die huis af, en hy stap langs die pad af en hy kry 'n stikkende motorfiets van 'n soldaat, van die nazi-soldate. En die motorfiets het daar teen 'n rots beland en hy is flenters. Hy het bloedkolle gelê, maar daar's nie 'n liggaam nie. En toe het hy maar sommer so uit verveling probeer om stukke van die fiets bymekaar te sit, en toe sien hy dit is moeilik en hy begin van die spieeltjies, die gebreekte spieeltjies bymekaar sit, om daarvan 'n heel spieeltjie te maak. Toe begin hy met hierdie stukkie speel toe hy sien hy kan dit nie uitmekaar uit of weer bymekaar sit nie. Toe het hy die grootste stukkie gevat en so op die kante begin glad skuur. En uiteindelik die speeltjie het hy elke dag saam met hom gedra. Terug na Kreta toe. Na die Tweede Wêreldoorlog het hy 'n droom gehad. Hy was 'n professor in die Griekse kultuur. Dat op Kreta moet daar 'n sentrum kom vir vrede. En uiteindelik het die sentrum gerealiseer, en die sentrum kyk uit oor die aanloopbaan waarop die nazi-vliegtuig geland het. En as jy links kyk, dan sien jy die kruis van die mense van Kreta. En nog 'n kruis van waar die Duitse soldate begrawe is. En op daardie plek het hy hierdie sentrum vir vrede. Hy het nog 'n ander woord ook gehad wat eintlik beteken gesprek en vrede, praat met mekaar. En daardie sentrum met een van die grootste invloedsfere geword in die destydse Europa na die Tweede Wêreldoorlog. En so het hulle seminare en kongresse aangebied. En hier nader aan die einde van sy lewe, toe hy ook moet begin dink aan aftree, was daar 'n 2 weke lange kongres. En hy gee geleentheid vir vrae, en die heel laaste vraag aan professor Papaderos is: wat is die sin van die lewe? En toe haal hy die speeltjie uit sy sak uit, wat hy van sy kinderdae, van daardie motorfiets langs die pad gelê het, opgetel het. Daar was nie 'n dag in sy lewe wat daardie speeltjie nie in sy beursie of in sy sak was nie. En toe vertel hy hoe hy met hierdie speeltjie geloop, en dan is daar 'n stuk donker ruimte.
En dan wonder hy, wat is daar binne? En dan het hy met die spieeltjie die son gevang en binne daardie donkerte ingekyk om te sien wat lê daar. En so het dit vir hom 'n speeltjie geword waarmee hy elke donker plekkie wat hy dink kon interessant wees, die lig gebring het. Sê professor Papadeiros, ons is nie eers die spieël nie, maar net die refleksie van die lig maak ons sterk, groot. Laat lig insypel waar die donkerte die meester van alles was. En ek dink, en ek besef, dis wat nie net professor Papadeiros vir ons leer nie. Dis wat Paulus vir ons leer, en wat Jesus vir ons kom gee het, deur sy sterfte en sy opstanding. Om bloot die lig te weerkaats. Soos Lukas Marie in daardie een liedjie van hom sing oor liewe maan, jy skyn met geleende lig. Die maan skyn met geleende lig, en ek en jy skyn met geleende lig. Ons leen van die son, en dat die lig instroom in die donker wegkruip plekkies van die lewe. Ek wil vir julle as 'n familie sê, dis dan die Rosaan, julle ma en julle ouma. Sy het met haar speeltjie lig in die donker skeure van die wêreld gebring. Nou sit jy ook met 'n simboliese speeltjie in jou sak en in jou hand. Dis geleende lig. Vang dit, weerkaats na die donkerte van die wêreld. Ons is nie bejammeringswaardig nie, aan die hand van Paulus. Vandag is nie die einde nie. Dis die deurgang. Energie neem 'n nuwe vorm aan. Ons leef in Jesus se opstanding. Mag hy in die dae wat dit donker raak, vir jouself vra. Ek wil 'n bietjie lig gee waar dit donker is. En soms moet jy maar die spieeltjie omdraai en self 'n bietjie van die lig indrink in jou lewe. Want wanneer ek kan sien wat daar is, kan ek nie val, voete stamp, nerf afval nie. Want ek loop en ek lewe in die lig. Nee, ek loop en lewe in sy lig. Amen. Ek gaan eers geleentheid, ek het 'n lysie bedankings van die familie ontvang, maar ek gaan eers vir Kosie Pransegrou geleentheid gee. Bill het ons 'n boodskapie gestuur, wat hy graag wil hê voorgelees moet word. I should have thought of this a lot earlier, because Tannie Rosaan, she's got grandchildren who wasn't raised in Afrikaans, and they're probably going to listen, if they're not now, to this message. So sorry for you, but Kosie Pransegrou, jy vir ons sal kom help. Gemeenskap, dominee, familie. Ek het Tannie Rosaan nie goed geken nie, maar uit die paar gesprekke wat ek met hom Jack gehad het, was dit vir my baie duidelik dat sy 'n merkwaardige vrou was en 'n vrou wat 'n steunpilaar was in haar familie, vir haar man en vir haar kinders. Ek wil net hierdie twee huldeblyke gou vir julle lees. Die een is in Engels, maar dit is omdat ek dink dit was op Facebook, het Ansie dit geskryf, dat die Amerikaners ook weet van Bill se verlies en dat hulle dit ook kan verstaan. So dit is vir my 'n groot voorreg om dit dan te kan doen vandag. With today's torrential downpours, it was as if the heavens broke in grief and wept with us for Bill's mum who passed a few days ago. When I was a student studying 2,000 miles plus away from home, she welcomed me on the farm on weekends and short holidays, as if it had always belonged.
if I had always belonged, even before I met Bill. We shared a love for gardening and books. Her hands were rarely still. She did beautiful needlework. I have a few much treasured pieces displayed in our home. She raised a family grounded in kindness, resilience, her deep faith and love. To me, she was the quiet kind of remarkable. Her love, her wisdom, her quiet strength, none of it are gone. It will live forever in all of us who had the privilege of knowing her well. Thank you for the wonderful example you were and for all the love and light you brought to my life. Rest peacefully, liewe Ma Rosanne. Dit is van Ansie. Weet nie waar begin mens. En woorde is daar ook nie. Om my ma se liefde, geduld en deernis waarmee sy ons grootgemaak het te beskryf nie. Hoe sy saam met my pa swaar gekry het deur droogtes en moeilike tye, sal my altyd bybly. Met waardering en soveel respek vir haar. My eerste herinnering van haar is toe sy met 'n mandjie en 'n fles tee Doringboomland toe stap vir my pa. Ek weet nie waar die ander kinders altyd was as my ma van my storieboeke lees en ons so baie keer saam gehuil het nie. So 'n spesiale herinnering. Die geduld waarmee sy vir ons skool gehou het op die plaas. Haar plek is vir haar gereed gemaak in die hemel. Soveel bekendes wat vir haar wag. Daar's vreugde in die hemel. Halleluja, halleluja, halleluja. Spesiale dank aan Van Zyl, Elisabeth, Soreta en Sophie wat haar tot op die einde bygestaan het. Rus sag my liewe ma, Bill. Dan het Elisabeth vir ons ook 'n bedankingslysie opgestel en terloops kan ek ook net vir julle sê dat ons destyds hier in die gemeentesentrum beplan het om so 'n konferensiekamer in te lig. Daar was so 'n enorme tafel wat aan die Schoemans behoort het, wat nêrens in 'n huis kon pas of in nie. En daardie ou groot tafel, jy kan nie rondom daai groot tafel gaan sit as jy nie aan die Schoemans dink nie. Hiermee wil ons met spesiale dank uitspreek aan Van Zyl, wat al die jare na pa se dood vir ma gesorg het in ontelbare maniere. Hy was altyd daar as ma of ons iets nodig gehad het. Sophie, wat vir ma die laaste 7 jaar opgepas het en ook vir ma lief was. Ook Jolene wat met die laaste paar maande gehelp het. Jod wat gehelp het met die reëling, skoonmaak en voorbereiding van die graf, asook sy werkers. Marnie vir die speel van die orgel en Gert vir jou diens as koster. Mense wat eetgoed verskaf het vir vandag, asook vir eetgoed by die huis, sommer net kom afgee het. Bergmans Hoogte se kerk, wat vir ons 'n troosboodskap kom lewer het by die huis, asook aan Dominee Laurens Skeepers. Kotse, ons jongste broer wat blomme gestuur het en Bill wat ook 'n boodskap gestuur het. Albei met julle groot jammerte dat julle nie vandag hier kan wees nie. En vir Philippolis gemeenskap vir julle omgee. En Eska en Vanessa en Ivanka vir die ontwerp en die druk van die begrafnisbriewe. Dank aan almal wat ver gekom het om hier te kan wees. Duif van Soeterus begrafnisdienste vir jou uitstekende behulpsaamheid. Ons dank julle almal. Dan gaan ek net die name lees van die draers dat hulle vir oomblik staan. Ek gaan sommer nou die reëlings tref vir wat hierna gaan gebeur. Nadat ek die draers se name uitgelees het, gaan ek vra dat julle almal staan en dan sluit ons die slotlied. Na die slotlied gee ons vir die familie kans om eers die kerkgebou te verlaat en dan vertrek ons na die begrafplaas. Na afhandeling van die gebeure by die begrafplaas
asseblief kom sluit aan hier by die gemeente, by die vriende en familie in die gemeentesentrum, om net saam met mekaar 'n koppie tee te drink. Ek hou die draers aan julle voor. Elisabeth, Nansureta, en Rosaan, Vaneska, Ivanka en Eska. Gemeente vra, kom ons staan, dan sing ons lied 510, die eerste en die 4de vers. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou bly. Amen.